Efesiërs 6 vers 10, 11, 12 en 13. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu en teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Ons het Jesus nodig. En om ons ten volle te beklee met die wapenrusting, moet ons alles vir Jesus gee. Ek wil hê julle moet Efesiërs 6 hierdie week gaan bestudeer en dat julle eie maak, want dis wat ons nodig het om hierdie geestelike stryd te beklei. Satan het 5 fronte wat hy gebruik om oorlog te voer teen die kinders van die Here. Die eerste een is, hy is ons teestander. Tweedens is hy 'n verleier. Derdens is hy 'n misleier. Vierdens, hy is 'n berower. En 5de front is 'n aanklaer. Hy staan 'n kind van die Here teë. Hy wil jou keer dat jy nie jou ewige lewe kan beërf nie. 1 Petrus 5:8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Hy probeer elke moontlike manier om jou weg te rokkel van die Here af. Hy plaas struikelblokke. Sy einddoel is dat jy nie die ewige lewe moet beërf nie. Hy is 'n mensemoordenaar. Hy gaan plant verkeerde gedagtes in onderbewussyn, soos oorlog, gevegte, bekleierery tussen familielede, mense wat selfmoord pleeg. 'n Ou sê gaan drink 'n paar doppe en ry en hy is in 'n ongeluk betrokke en 'n onskuldige persoon is dood of verlam of wat ook al. Daai dinge is Satan en al wat ons doen is ons maak net so gretig van ons venster van ons lewe oop. Hy soek net daai millimeter. As daai millimeter daar is, dan soek hy vir hom wyd oop en hy vat plek en hy verwoes. So ons moet nie eers van daai millimeter gee nie. Daar is metodes wat hy gebruik wat 'n mens verwoes en is verslawing. Ons baie dinge onder verslawing, soos drank. Drank self kan niks doen nie. As dit daar 'n boedel is, kan dit niks doen nie. Maar in die moment wat dit ingeneem word, maak dit van die persoon wat dit inneem 'n ander persoon. Wat kom in lelike jy uit? Wat kom 'n duiwelslewe uit? So, wat gaan saam die drank in? Demone van binne in jou. Dwelms, dieselfde, dobbel, tabak. Eet, as jy te veel eet, is dit ook sonde. Enige iets wat jy meer doen as wat jy moet doen, is dit verkeerd. Koop is ook 'n sonde as jy te veel koop. As mense wat koop siekte, wat net aanhoudend wil koop en koop en koop. As verskeie vorms wat Satan gebruik om Christene moedeloos te maak. Nou al daai tipe van verslawings maak 'n Christen moedeloos, want as jy drink, jy's nou 'n man en jy drink, jy's elke aand dronk, jy paas uit, jou vrou en jou kinders het niks van jou en al wat hulle van jou het is aggressie en woede en geskree en geskel. Wat maak dit? Dit maak jou gesin om jou moedeloos. Dwelms, dit vernietig mense om jou, dit vernietig jouself. Jy stoot almal weg wat lief is vir jou. Koop. Jy koop en jy koop en jy koop goed wat jy nie nodig het nie, goed wat jy nodig het koop jy nie. En as dit tekort aan geld, en dan is daar stres, en dit veroorsaak moedeloosheid en depressie. Dit veroorsaak 'n bekleierery. Al hierdie tipe van verslawings en hierdie goed wat Satan gebruik om ons kinders van die Here af te kry van die pad af, want dit maak 'n kind van die Here afvallig, al daai dinge. So al hierdie goed gebruik hy, en ons sien dit nie raak nie, want hy kom nie met 'n bang nie. Die Bybel sê, ons moet waak en bid. Mense, die Bybel gaan nie van die Here gaan nie vir ons geniet in die woord, sê jy moet waak en bid nie. As dit so maklik was, sou die Here ons nie gewaarsku in die woord nie, hy sou nie gesê waak en bid nie, maar ons moet waak en bid, want Satan is skelm. Hy is misleidend, hy is 'n verleier, hy kom nie 'n eerlike pad en sê, ek gaan jou nou mislei en verlei, want ek gaan nou dat jy begin drink en ek gaan dat jy alkoholist word nie. Of
Ek gaan nou dat jy dobbel en al jou geld uitdobbel en jy gaan kos kan koop en jou vrou gaan jou los en jou hele familie spat uit mekaar. Nee, hy doen nie dit nie. Hy kom na jou toe en hy sê, weet jy wat? Een doppie, want jy happy go lucky. Een doppie, want jy voete los en kan jy lekker dans. Een doppie. En wat gebeur? Is nog 'n doppie, is nog 'n doppie, is nog 'n doppie en wat gebeur volgende keer? Dan is ons by 'n party en ag nee, ek sê, wat fout met jou? Jy het laas 'n party in die Delta, wat gaan nou met jou aan? Nee, dis dit nie. Drink 'n dop. En dit raak al hoe erger. Na 'n ruk voel jy, nee man, dat ek sommer nou klaar, pad na die party toe klaar dop gaan drink, dat ek in die regte atmosfeer is as ek daar kom. En so raak jy verslaaf. Dit is 'n tydsame proses, dit vat tyd, dit is 'n stadige proses. Maar Satan kry vir jou onder, glo vir my. Hy kry vir jou onder. So ons moet waak. Daai eerste probeerslag waar hy vir jou sê, man, drink dit op, maar gaan jy beter voordat jy moet kom. Dis net daar waar jy daai skreefie oopmaak vir Satan. En dis net daar waar jy moet sê nee. Dis waar, mense. Dis waar. Ons leef vandag in 'n tyd wat die wêreld is so boos. En dan het ek baie met mense al gepraat en sê hulle vir my, "Fietjie, ek kan nie verstaan waar dit begin nie." Waar dit begin? Toe jy daai skreefie oopgemaak het, toe jy die eerste dop gedrink het. Toe jy hartseer was, toe jy Casino toe gehardloop het en vergeet het, dat ek 'n bietjie speel en ek gaan vergeet. Ek het pad gestap, ek kan nou van praat. Die duiwel vat sulke goed. Dan is jou vlees begeer, jou vlees het hartstop. Dis om die woord van sê, ons moet geestelik leef. Ons moet die vlees elke dag kruisig. Wanneer ons harte vir die Here gee, dan sê ons glo nou in Jesus en ons bely ons nou ons sondes en ons gaan nou wedergebore word, ons gaan nou gedoop word en al daai dinge en ons laat staan in ons sonde. En laat staan ons dit vir so 'n week of 2 en wat gebeur dan? So stelselmatig begin ons weer en ons doen van ons ou sondes weer. Hoe gou 'n poel vang. Die Here weet, ek het my nou vererg, ek moet nou sigaret kry. Mense, dis die duiwel wat dan mislei. Jy het jou sondig bely en jy dit laat staan en neergelê, vergeet dit nou, los dit agter, is past tense. Stap. En as jy sukkel, fokus op Jesus. Satan gebruik onsekerheid, hoerery, oorspel, brassery, dronkenskap, toorn, twis, wraak, moord, hoogmoed, eierwaan, gierigheid, afguns, diefstal, omkopery, leuns, bedrog en hebsug om mense te vernietig. En baie mense sal sê, ja, ons almal weet dit is sonde. Ons almal doen. Ek glo nie daar's een mens wat nie weet wanneer iets 'n sonde is. Ek dink elkeen weet wat is sonde en wat is nie sonde nie. Die ding is of ons dit raak sien en of ons omgee. Want ons het Satan het deur die eeue heen mense verlei en mislei. Dis belangrik as jy sonde doen om dit te bely. Dis belangrik as jy jou sonde bely en dit neergelê, dit te los. Moenie elke keer jou bagasiesak optel en saam met jou vat nie. Want elke keer dat jy dit doen, elke keer dat ek net daai poel gaan vat, of net daai een doppie gaan drink, of net daai een slaappilletjie gaan drink, dit is wanneer jy vir Satan daai werk gee, en hy vat nie net daai werk, hy breek vir hom buite, hy skeer vir hom oor. Dit is waak. Jy moet bid en jy moet waak, en dan moet jy selfbeheersing toepas. Dit is selfbeheersing, om te waak en te kan sê nee. Nou baie mense sê vir my, ek kan dit nie doen, sorry, ek draai, maar kan jy, kry dit nie reg nie. Ek sê vir jou, die krag van Jesus en die genade van Jesus, daar staan jou bottel whisky. Nou sê jou vrou vir jou, luister, jy moet nie nou drink, die pastoor kom na huisbesoek doen. Hy sit hy bottel agter die olie en die mayonnaise en die tomatiesaus, niemand kan hom sien nie. Nou sê jy, nou daar kom my pastoor, want hy brand, hy soek nou doop, né? En wat gebeur? Hy beheer homself. Hy pas selfbeheersing toe in sy lewe, want hy kan. En daar is dit nie die Here wat vir hom help nie. Daar is dit net hy, ons kan heilig te wees vir die pastoor. Jy sê, wanneer kom my pastoor nou? En so vir as jy, maak die saak, jy los net dit, as hy klaar was, dan kan jy maar jou ding doen. En ek hoop hy preek en bid jou reg as hy lees. So hy beheer homself, hy drink nie. Dan kom die pastoor en hy doen sy ding, en hy bid en hy preek en hy tel die kollekte op en dan gaat hy. En wat doen hy man? Hy vang eers daai bottel en hy gooi sy dop en hierdie keer sommer 'n druk op.
Maar hy het selfbeheersing toegepas. So wie sê vir my nou nog hy kan? Hoekom kan jy dit doen vir 'n mens? Wie is 'n pastoor? Dis net so mense soos jy. Geen pastoor is beter as enigeen van julle wat hier sit nie. Al wat verskil is ons onsself beskikbaar gestel om vir Here te werk, maar dit maak ons nie 'n beter mens as jy nie. So hoekom wil jy nou hierdie front voorsit, dat pastoor moet nie sien uittrek nie, pastoor moet nie hoor ek vloek nie. God sien jou, hele tyd. Jy hoor nie of God jou sien, jy kan nie skam as God jou sien, maar jy moet as kanker as pastoor jou sien. So wie is hierdie pastoor beter as God? God is alwetend, alsien, hy weet alles, hy sien alles. So kom ons kry bietjie savvy mense. Kom ons besef bietjie, weet jy, moenie net die pastoor impres of die dominee nie. Kom ons impres God. Kom ons begin God impres. Kom ons maak alle deure en venstertjies en gaps toe, sodat Satan nie 'n kans kry om afvallig te maak nie. Efesiërs 4:22 sê, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan. Mense, ek wil hê julle moet hierdie versie onthou, Efesiërs 4:22. Wanneer jy besluit jy gaan nie meer drink nie, jy bely en lê dit neer, en jy raak lus vir 'n dop, dan gaan lees jy daai versie, nou jy lees die kliphard, dat Satan jou ook sommer kan hoor. Want waarmee sit jy Satan op sy plek? Want julle geweet, julle kan oor Satan heers. Elke kind van God het die mag en die krag en autoriteit gekry by Jesus om oor Satan en die bose magte te heers. Hy hoef nie jou te manipuleer nie. Hy hoef nie jou te vat en daar te sit en doen dit nie. It's your own choice. As jy dit nie wil doen, dan sê jy, Satan, weet jy wat, daar is die pad wat jy gaan. Ek is 'n koningskind en ek gaan nie toelaat dat jy my lewe, my familie, my vriende, my werk verder verwoes nie. My oë is op Jesus. Ek is gefokus. Jesus sal my die pad wys. Die Heilige Gees sal my lei. En die woord van God is baie belangrik. Jy moet die Bybel lees. Alles wat die Here wil ons moet doen, hoe ons moet lewe, wat hy van ons verwag, staan hier in die woord. Dan is Satan 'n berower. Jy gaan dobbel, so jy het nie meer geld, jy beroof jou van jou geld. En omdat jy dobbel raak jy man veel kwaad, en jy sien jou kinders nooit en hulle loop verkeerde paaie, en jy verloor daai liefdesband. Satan beroof jou van jou liefde in jou familie, daai band, hy beroof jou daarvan. Hy beroof jou van jou geld, beroof jou van jou besittings, nadat mense dobbel hulle huise onder hulle uit. Dis Satan, hy beroof jou van alles, en hy wil jou kroon beroof. Laastens is hy die aanklaer. Satan het die mag om tot voor God se troon te gaan. En hy doen ook, en hy kla ons heeltyd aan. As jy daai een dopie vang, jy het dit nou belyn, gelos en alles en nog werk, maar nou het jy 'n krisis gehad by werk en nou het jy daai dop nodig en nou gaan sit jy hom. Dis nie net van seker niemand weet daarvan nie. God het dit lankal gesien, hy het geweet jy gaan dit doen, maar weet jy wat doen Satan? Satan hardloop tot die troon voor God en hy sê, kyk wat doen Piet. Sien jy wat doen jou kind, wat gesê het dat sy sonde belyn laat staan, wat sê hy is nou wedergebore kind, kyk wat doen hy. En dit gaan nie net nou so nie, dit gaan 24/7, dag en nag klaai die kinders van die Here aan by God. So kom ons dink, voor ons nou weer iets verkeerd doen, kom ons dink net, is nie net God wat my sien nie, Satan klaai my aan by God. En dan die ander ding is, hy klaai jou nie net by God aan nie, hy gaan klaai jou by jou medebroers en susters aan. Want hy gaan sê vir Sunny, het jy gesê wat het Anna gedoen? Nee, vertel my, wara. O nee, nou gaan ek nie my kerk nie. Ek gaan nie na daai kerk waar sulke mense is nie. Waar die duiwel sy sin gekry, mense uit die kerk uit. Want hy het in sy doel geslaag. En nie net klaar ons aan by ons medegelowiges, maar hy klaar ons aan by die buitewêreld. En dan, laat hulle ons nie. Dat hulle sien, as ek kind van Here aan graai hulle jou. Moenie vir Satan een van my 5 goed toegang gee in jou lewe nie. Hy het baie dinge, jy het een ding nodig, en dis Jesus. Een ding, die woord van God en gebed, en waaksaamheid, en dan kan jy teen al hierdie dinge veg. Want Jesus gee vir jou die krag, Jesus sê vir jou in sy woord hoe jy dit moet doen. So moenie toelaat dat Satan jou verwoes nie.